1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Samuel hoor God se stem. Lank gelede in Israel was daar 'n seentjie met die naam Samuel. Samuel was nie sommer net enige seentjie nie. Sy ma, Hanna, het baie jare lank gebid vir 'n kindjie. En toe God uiteindelik haar gebed verhoor het sy beloof om haar seun aan God te wy. Toe Samuel baie klein was, het sy ma hom na die tabernakel gebring, die spesiale tent waar die Israeliete God aanbid het. Daar het sy hom aan Eli, die hoëpriester, oorhandig. Ek het vir hierdie seun gebid, het Hanna vir Eli gesê, en die Here het my gebed verhoor. Nou gee ek hom aan die Here terug. Solank as wat hy leef, behoort hy aan die Here. So het Samuel in die tabernakel groot geword. Hy het Eli gehelp met al die take in die huis van die Here. Hy het geleer hoe om die lampe aan te steek, hoe om die offers voor te berei en hoe om die heilige voorwerpe skoon te hou. Elke jaar het sy ma vir hom 'n nuwe mantel gebring wanneer sy en sy pa gekom het om te offer. In daardie tyd was dit baie selde dat God direk met mense gepraat het. En Eli was al oud en sy oë was al swak. Hy kon nie meer goed sien nie. Een nag het Samuel in sy bedjie gelê. Die lamp in die tabernakel het nog gebrand en die heilige kus van God, die ark van die verbond, was daar naby. Skielik het Samuel 'n stem gehoor wat sy naam roep. Samuel, Samuel. Samuel het dadelik opgespring. Hy het gedink dit was Eli wat hom roep en hy het na Eli se kamer gehardloop en gesê, "Hier is ek, u het my geroep." Maar Eli het geantwoord, "Ek het jou nie geroep nie, my seun. Gaan lê weer." So het Samuel teruggegaan na sy bedjie en gaan lê. Maar nie lank daarna nie, het hy weer die stem gehoor. Samuel. Weer het Samuel opgestaan en na Eli gegaan. "Hier is ek, u het my geroep," het hy gesê. Maar Eli het weer gesê, "Ek het jou nie geroep nie, my seun. Gaan lê weer." Samuel het nie geweet dat dit God was wat hom roep nie, want hy het nog nooit van tevore die stem van die Here gehoor nie. 'n Derde keer het die stem geroep, Samuel. En 'n derde keer het Samuel opgestaan en na Eli gegaan. "Hier is ek, u het my geroep," het hy gesê. Hierdie keer het Eli besef dat dit die Here moes wees wat die seun roep. Hy het vir Samuel gesê, "Gaan lê weer, en as die stem jou weer roep, moet jy sê, praat Here, u dienaar luister." Samuel het teruggegaan na sy bedjie. Sy hartjie het vinnig geklop van opgewondenheid. Sou God regtig met hom praat? En nie lank daarna nie, het die stem weer gekom. Samuel, Samuel. Hierdie keer het Samuel geantwoord soos Eli hom geleer het. Praat Here, u dienaar luister. Toe het God vir Samuel 'n baie belangrike boodskap gegee. Dit was nie 'n maklike boodskap nie. God het vir Samuel gesê dat hy Eli en sy familie sou straf omdat Eli se seuns baie slegte dinge gedoen het en Eli hulle nie gestop het nie. Die volgende oggend was Samuel bang om vir Eli te vertel wat God gesê het. Hy het begin om sy gewone take te doen, maar Eli het hom geroep. Samuel, my seun, het Eli gesê, wat het die Here vir jou gesê? Moenie dit vir my wegsteek nie. Samuel was nog steeds bang, maar hy het geweet hy moes die waarheid vertel. So het hy vir Eli alles vertel wat God gesê het. Eli het geluister en toe gesê, hy is die Here. Laat hom doen wat goed is in sy oë. En van daardie dag af het God aangehou om met Samuel te praat. Soos Samuel groot geword het, het al die Israeliete geweet dat hy 'n ware profeet van die Here was. Alles wat Samuel in die naam van die Here gesê het waar geword. En Samuel het 'n groot leier in Israel geword. Hy het die mense geleer om God te volg en het hulle gehelp om die regte keuses te maak.
Hy het selfs later vir Saul en Dawid as konings van Israel gesalf. En dit het alles begin op daardie stil nag toe 'n klein seentjie God se stem gehoor het en geantwoord het: "Praat, Here, u dienaar luister." Onthou dat God ook met jou wil praat. Miskien nie met 'n harde stem soos met Samuel nie, maar in jou hart. Al wat jy moet doen is om stil te word en te luister. Fluit, fluit. My storie is uit.